wat is klaar gedoen? Ek sou sê dit is die tema van die boodskap. Wat is klaar gedoen? Want jy sien, ons lees van Jesus en vanmôre is ons nou kruisigingsmôre. En ons lees van Jesus dat hy op die kruis gesê het, op 'n stadium het hy gesê, dit is volbring. Nou wat, met ander woorde, iets is klaar gemaak, dit is klaar gedoen. Okay? Maar dan moet ek nog sê, dat baie mense leef, asof hulle nog iets kort. Hulle kort nog dit of nog dit, hulle wil dit nog byvoeg, en hulle wil dit nog byvoeg, en ja, en so, en ons gaan so 'n bietjie gesels daarna, en dit vat my na die volgende toe wat sê, moet ek nog iets doen? Wat moet ek nog doen? Moet ek beter lewe? Wat moet ek nog doen? Moet ek nou beter lewe? As almal kan beter lewe, maar is dit die ding? Moet ek beter lewe? Moet ek harder probeer? Moet ek beter presteer? Moet ek langer ure bid? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Die probleem is, ons raak so verstrengel oor wat ek moet doen, en ons verstaan nie so mooi nie, dat eintlik wat ons doen is, ons maak dit moeilik vir onsself. Okay? Op die volgende prentjie dan, ons maak dit moeilik vir onsself. Dis nie God wat dit moeilik maak nie. Hoor nou wat ek vir jou sê. Ons dink almal die Here maak dit so moeilik. Die Here maak dit nie moeilik nie. Dis ons mens wat dit moeilik maak. Hoor wat ek jou sê. Alright, luister mooi. Ons maak dit moeilik, God maak dit nie moeilik nie, want ons wil byvoeg. Ons voeg by. Ons voeg by, maar ek is nie goed genoeg nie. En ons voeg by, maar ek kan nie dit nie. En ons voeg by, maar ek het te veel sonde. En ons voeg by, maar ek sal dit nooit maak nie. Ons voeg by, maar kyk wie ek is. Ons voeg by, maar ek is te swak. Ons voeg dinge by, ons kompliseer dit. Met ander woorde, dit is Jesus plus. Dit is asof ons 'n Jesus plus sit. Jesus plus. Ons sit 'n plus by. Ons sit by dit wat volbring is, wil ons nou bysit, en ons sit plus gedrag. My gedrag is te sleg. My gedrag is so, ek is te stout van geaardheid. Ek het dit in my lewe, ek het dit. So as ek aan my gedrag kyk, ek gaan dit nooit maak nie. Alright. Gelukkig is daar mos nou nie sulke mense hier nie. Julle lyk almal so heilig vanmôre. Jene, julle lyk so heilig vanmôre. Alright, luister mooi. Met ander woorde, ons maak dit Jesus plus. Jesus plus nog iets. Jesus plus gedrag, ja. Jesus plus werke. Ek moet dan iets doen. Ek moet dan iets doen om dit te maak. Ek moet daarom werk, en ek moet daarom 'n sekere heilige staat bereik. Ja, dan's ek okay. Dan gaan ek dit maak. Okay, ons wil werke doen. Baie mense val terug in die wette in. Ons wil teruggaan na die wette toe, die Joodse wette. Nou val ons hier in die wette in, en die wette sê dit, en die wette sê so, en ons bring eintlik die werke dan in. Ek moet werk om dit te maak. Ek moet 'n sekere ding doen om dit te maak. Okay? Dan is daar dan die selfpogings wat mense wil aanwend om dit te maak. Is nou sekere hoeveelheid goed by die kerk doen, of 'n sekere goed. Ek het jare terug, baie jare terug, sê een dame, sy getuig, sy sê haar ma is siek. En sy sê die Here moet haar help, want sy doen so baie vir die Here. Sy sê ek doen so baie vir die Here, die Here moet my ma help. Wat sê sy? Ek weet sy is welmenend, maar wat sy eintlik sê is, ek werk op verdienste. En op my verdienste moet die Here my help. Is jy saam met my? Op verdienste moet die Here my help. Nou weet, dis wat ons doen. Ons wil werk, ons wil self, en dan ons wil self pogings insit. En dan wil ons, dan val ons vas by, wat is nou reg en wat is nou verkeerd? Wat is nou sonde en wat is nou nie sonde nie? En wat gaan sonde met my maak en wat gaan die? En ons hak vas by al hierdie tipe goed. Hak mense vas
van hoe reg moet ek dan nou leef? Hoe reg moet ek dan nou leef om dit te maak? Wat moet ek doen om dit te maak? Wat moet ek doen om die Here te kan ken? Wat moet ek doen om naby aan die Here te kan wees? Wat wil ek maak? Wat moet ek maak? Wat moet ek maak? Okay? Wat moet ek nog? Hoe reg moet ek lewe? Dat die Here my gebed gaan hoor. Hoe reg moet ek lewe dat ek die Here se teenwoordigheid kan ervaar? Hoe reg moet ek lewe dat die Here my gaan raak sien? Hallo? Is julle saam met my? Julle is al hoe stiller. Okay. Maar luister mooi. Aan daardie kruis sien jy daar is kettinge met sulke gewigte aan. So wat ons doen is Jesus is van die kruis af. Dit is volbring. Maar ons add aan en ons add aan en ons add aan. En op die einde van die dag lyk daai kruis so. En as hy vol 'n klomp swaar gewigte. En hopelik kan hy dit nog dra. Hy gaan dalk eendag omval van al die swaar gewigte wat ons op die kruis sit, want ons add aan en ons add aan en ons add aan en ons add aan. Okay? Maar die waarheid is dat dit is volbring. In die volgende prentjie kan jy dit sien. Dit is volbring. Waar Jesus aan die kruis hang. Dit is volbring. Daar sien julle dit. Okay? In Johannes 19 vers 30, net voor Jesus sy asem uitblaas. Luister, net voor hy sy asem uitblaas, is dit die laaste ding wat hy gesê het. Nou as dit die laaste ding is wat hy gesê het, dan moet ons mos nou ag neem daarop. Wat was Jesus se laaste woorde? Sy laaste woorde was, dit is volbring. Dit is volbring. Dit is klaargemaak. Dis nie add on en add on nie, dit is klaargemaak. Is julle saam met my? Alright, dit is volbring. Maar okay, nou moet ons net so 'n bietjie kyk na wat beteken volbring. En die volgende skyfie het ek dit so mooi neergesit, dat die Griekse woord vir hierdie volbring is tetelestai. As jy dit nie geweet het nie, daar is die woord, tetelestai, beteken dit is volbring. Okay, so wat hulle gedoen het in daardie tyd, as daar 'n fandisie was, en dis nou die Griekse betekenis, die direkte Griekse betekenis, en daar's 'n verkope, en jy het dan nou ten volle betaal, dan sit hulle 'n stamp op tetelestai, paid in full. Okay, as daar 'n offer was, en die offer was volmaak, en die dier wat hulle offer word gekies as hy's reg, hy's volmaak, dan het hulle opgesit tetelestai. Hy's volmaak. Okay, hy's reg. Hy's afgehandel, hy's klaar, paid in full. So, hier is dit. Dit is volbring. Wat dit beteken, wat is volbring, is, nommer 1, sonde is klaar betaal. Kan jy dit vat? Ek sê vir jou, jou sonde is klaar betaal. Tetelestai. Okay. Ek sê vir jou, dat jou skuld is uitgevee. Tetelestai. Dit is volbring. Die stamp is daarop. Jesus se bloed is die ink van die stamp wat daarop is, wat sê tetelestai. Dit is gedoen, dit is klaar gedoen. Okay? Hierdie kan jy maar getoets teenoor die Bybel. Ek wil nie Bybelvers vir elkeen gee nie, maar jy kan dit, jy's meer as welkom om te gaan toets. Jou skuld is uitgevee. Ja. Okay, dan 'n belangrike ding is, jy wat so swaar dra aan jou, wat jouself wil straf, en wat jouself nie kan vergewe nie, weet jy wat? Jou straf is gedra. Jou straf
is vergewe, jou straf is klaar gedra. Hoekom wil jy die straf dra as jou straf klaar gedra is? Jy moet iets verstaan vanmôre. Jou straf is klaar gedra. Tetelestai. En dan is dit so volmaak dat Tetelestai het gemaak dat die pad na God vir jou so oop staan. Hoe pastoor, maar ek is nog nie reg nie. Ek vra jou nie dit nie. Ek sê jou wat Tetelestai beteken. Gaan lees dit, gaan ondersoek dit, gaan toets my teologie wat ek hierso vir jou gee. Gaan kyk of dit waar is. Ek sê ons die waarheid, jy kan maar gaan kyk. OK. Nou, so dit is klaar gedoen. Sonde is betaal, skuld is uitgevee, straf is klaar gedra, hy het jou pak vir jou gevat en hy het die pad oopgemaak dat jy by God kan wees. Nie wanneer nie, nou. Nie môre nie, nie wanneer jy reg is, nou. Wat praat ek? Daarom is dit so belangrik. Mense is geneig om te fokus op verkeerde dinge. Baie keer voel hulle maar hulle moet nog iets doen. Dan bring hulle tradisie in. En hulle bring goeders in. En daarom sê ek op die volgende skyfie, sê ek, dat Jesus Christus die gekruisigde. As jy nou wil weet, waarop moet jy jou fokus hou? Jy moet jou fokus hou op Jesus Christus die gekruisigde. Alright, jy moet nie jou fokus hou op kerkisme nie. As ek praat van kerkisme, dan praat ek van ouens wat dink net hulle kerkie is reg. Net hulle is op pad hemel toe. Dis geestelike hoogmoed. Nee. Hou jou oë op Jesus Christus die gekruisigde. Dis waarop jy jou oë moet hou. Luister. Moenie worry oor wat is reg en wat verkeerd en wat 'n dogma en wat 'n doop is reg en wat 'n doop is verkeerd en wat 'n die en wat is die en ons streng onsself en my Bybel sê so en my Bybel sê so en my Bybel sê so. Ek sê vir jou, kry jou oë op Jesus Christus, op Tetelestai Jesus Christus, kry jou oë op hom. Dis wat jy moet maak. Alright. Okay, dis wat jy moet maak. En baie keer voel mense, maar dit is net 'n bo my vuurmaakplek om te verstaan dat dit is klaar gedoen. Ek verstaan nie, hoe kan dit klaar gedoen wees? Wat moet ek doen nie? En omdat dit vir hulle voel of hulle skort is, gryp mense na tradisie toe. Dat is nou tradisioneel, want die tradisie is so. Hoe het een nou eendag my sê, maar pastoor, ek is so groot gemaak. Toe sê ek vir hom, ja, maar dis die fout. Dis nie my fout nie, dis jou fout. Okay? Alright, luister mooi. Dan gryp mense na tradisie toe, mense gryp na werke toe, mense gryp na selfpogings toe, mense gryp na prestasie toe. Ek moet presteer, dan kan ek okay wees voor die Here. Mense gryp na kwalifiseer. Ek moet eers 'n sekere kwalifikasie, ek moet my eers kwalifiseer. Luister mooi. Dis wat die mens doen. En hulle add aan op die arme kruis. Add. Maar luister mooi. Hier is dan nou 'n vers om te bevestig dat jy jou fokus moet hou op Jesus Christus, die gekruisigde. In 1 Korintiërs 2 vers 2 skryf Paulus die volgende: Ek het my voorgenem om niks anders te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jy sien in sy tyd sukkel hy sukkel met die mense want hulle wil al terug tot ou Petrus wil teruggaan wet toe en hy sukkel sy hele lewe lank om mense te verstaan. Ons is nie onder die wet van die Ou Testament nie en hulle wil nog die Christene, die nuwe Christene, wil sê hulle nie, hulle kan maar Christen word, maar hulle moet hulle dan besny hoor.
En dan moet nou op 'n vark eet. En dan sekere goed, sekere dae heilig. Nee, dis kom Paulus skryf. Hy skryf hier dat hy wil niks anders te weet as Jesus Christus, die gekruisigde. Dis waarop hy fokus en dit is waarop jy moet fokus. Ek gee jou goeie raad. Hou op worry oor wat is reg en verkeerd. Hou op worry om besig te raak met add-on op die kruis. Raak besig met die Here Jesus Christus as die gekruisigde en hy het 'n werk wat hy self vir jou sal doen. Okay. Alright. Okay. Luister mooi, julle, ek raak nou opgewonde. Jo. Ek moet nou net nie te hard gaan nie. Alright. Maar hier is die ding. Ek vra jou nie, hoe oulik is jy nie? Ek vra jou nie, hoe goed is jy nie? Ek vra jou nie, hoe heilig is jy nie? Ek vra jou nie, wie of wat jy is nie. Ek vra jou nie, hoe moet ek kwalifiseer nie? Ek vra jou nie dit vermoere nie. Ek vra jou vermoere, het jy die seën? Ek vra jou, het jy die seën? Die seën sê hy het jou. Het jy die seën? Want of jy die seën, ek vra jou nie hoe oulik is jy, hoe goed is jy, of wat se werk jy doen, of hoe oulik jy, maar ek vra jou, het jy die seën? Want die seën is volbring. Die seën het dit klaar betaal en al wat jy moet kry die seën en jy het alles. Kry die seën en jy het alles. Jy het alles wat jy nodig het as jy die seën het. Dis al wat jy nodig het. Jy het nie nodig om nog goeders te add on en te doen en te wonder, wat moet ek doen om die seën te kry nie. Nee, die seën is beskikbaar, die prys is betaal en al wat jy moet doen is te sê, dankie Here, dat jy die duur prys op die kruis betaal het. Sodat ek net soos ek is, wie ek is, die seën kan vat. En as ek die seën vat, die Here weet, ek het dalk nog baie sondes. So by the way, ek doen ook nog sondes. Ek werk aan, maar ek hou nooit op werk aan myself nie. Ek weet nie of jy so heilig is dat jy nie meer sonde doen nie. Maar ek wil vir jou sê, ek is nie volmaak nie, maar ek weet van iemand wat is. Ek weet van iemand wat vir my die prys betaal het. Ek weet van iemand wat vir my gesê het, jy's okay, want ek het vir jou betaal. En dis wat ons hierdie naweek doen, en ek wil klaarmaak, ek dink ons band moet ons regmaak, om daai laaste lied weer te sing, as julle na vore toe kan kom. Luister mooi, jy het vanmôre net die seën nodig. Dis al wat jy nodig het, is die seën Jesus Christus. Dis al. Net hier waar ek staan. Net hier waar ek staan. Kan ek sê, dankie vir Tetelestai. Dankie. Ek weet nie van jou nie, maar ek vat die seën. Kwalifiseer ek? Nee. Is ek skoon genoeg? Nee, definitief nie. Moet ek nog baie dinge doen? Ja, ek is ver agter. Is ek waar ek moet wees? Nee, dalk nie heeltemal nie. Maar wat ek kan doen is, ek kan die seën vat. Die seën doen wat die seën doen. Moenie jy doen aan jouself wat jy probeer doen nie.
Jou selfpogings gaan nie werk nie. En jy sien wat gebeur is wanneer jy by die seun uitkom, dan vind daar 'n verbinding plaas. En die seun sal self met jou werk wat hy met jou wil uitsorteer. Moenie jy jouself probeer uitsorteer nie. Jy gaan nie slaag nie.